Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo al my liefste luisteraars, dit is so lekker om weer terug te wees, daar waar jy sit of lê of staan, waar jy ook al na die Storytyd saam met Juffrou Blanche luister. Vandag se storie se naam is 'n somerstorie en dit is geskryf deur Jill Bauckham. Dis 'n snikhete somer. Elke dag sit die son hoog in die blou lug en die velde lê en bewe in 'n waas van hitte. Dis stil in Krommehaag. Baie van die muise bly maar liewer binne in 'n poging om koel te bly. Buite is die beste plek onder die stroom. Smiddag kom die muise daar by mekaar en dan sit hulle onder die wal in die skaduwee en plas met hulle pote en hulle sterte in die water. Op die wal van die stroom staan die meel en die melkery. Dis die krag van die water wat die wiele laat draai, wat die meel maal en die botterkarring vir Krommehaagse muise. Poppy, Oortroos, is die een wat vir die melkery sorg. Sy sien toe dat die melk wat deur 'n paar vriendelike koeie geskenk word, in die groot vat gegooi en gebêre word. Die kombuise waar die wy van die stemsel getap en die kase gemaak word, gerook en toegedraai word, is ook onder haar toesig. Poppy is glad nie lief vir sulke warm weer nie. Die stinkie botter moet sy in 'n wilde sieringblare toedraai om hulle koel te hou, of anders begin hulle te smelt. En die potte room moet sy in die meeldaam gaan opbang, sodat hulle nie suur word nie. Wanneer sy klaar is met haar werk, gaan stap sy graag 'n entjie buite, en dikwels gaan staan sy by die meelwiel en luister na die geplas van die koel water. Die meel self staan 'n entjie verder stroom af. Stoffie Steenmeel is die meelenaar. Eintlik is hy Floris gedoop, maar almal noem hom sommer Stoffie, omdat hy altyd van kop tot tone vol fyn wit meelstoffies is. Hy is 'n vriendelike, opgeruimde muis, net soos sy pappa, sy oupa en sy oupa grootjie voor hom, wat almal ook meelenaars was. Vir hom is die warm weer lekker. Hy drentel heen en weer al met die stroom langs en knoop geselsies aan met almal wat daar in die water rondplas. As hy gaan stap, moet hy by die melkery verby en dikwels sien hy dan vir Poppy daar langs die water staan en hy dink net hoe mooi sy lyk. Soos die lang warm somerdae verbygaan, gebeur dit al hoe meer dat Stoffie gou oorstap na die melkery of dat Poppy in die koelte langs die meelwiel gaan sit. Teen die middel van die somer kondig Juffrou Poppy Oortroos en meneer Floris Steenmeel amptelik hulle verloving aan. Almal in Krommehaag is bly en baie opgewonde. Die langste dag van die jaar word gekies vir die bruilof en daar word sommer dadelik begin met al die voorbereidings. Poppy is seker dat die weer so warm sal bly, so seker dat die muise besluit om die bruilof op die water te hou, op 'n vlot. Dis die koelste plek waarin hulle kan dink, en dis bovendien baie romanties. Stoffie kry 'n groot plat stuk boombas in die bos, en 'n klompie muise help hom om dit tot by die kant van die water af te dra. Met 'n groot gesukkel kry hulle dit eindelik op die water, sodat dit net onderkant die meeldam se muur dryf. Met toue van bissies gevleg maak hulle dit vas, sodat dit in die middel van die stroom kan dryf. Poppy begin haar bruid uitset regkry. Elke dag sit sy in die skaduwee van 'n paar botterblomme aan haar trourok en borduur. Maar so gou sy iemand sien aankom, steek sy dit vinnig haastig weg. Op laas breek die troudag aan. Die lug is blou en wolkloos en dis warmer as ooit in Krommehaag. Koel somerstisse word voorberei in die kombuis en daar's lekker koue waterkerssop, vars perdeblomslaai en skuimpies. Die klein muisies is al van vroegoggend af besig om groot mandjies vol bosarbeie bymekaar te maak. Hulle het selfs 'n paar bottels witwyn uit sleutelblomwyn gemaak en hulle gaan sit dit tussen die riete in die water om lekker koud te hou. In haar kamer bo kan die melkery is Poppy besig om aan te trek.
Sy vryf haar snorbaarde tot dit blink en tik rooswater agter haar ore aan. Sy loer na haar weerkaatsing in die blink gepoleerde deur van die hangkas, haal 'n slag diep asem en trippel toe by die trap af, na waar haar bruidsmuisies vir haar wag. Stoffie berg gewoonlik sy beste pak in 'n mandjie onder die trap, om dit teen die motte te beskerm. Nou trek hy dit aan en steek 'n madeliefie in sy knoopsgat. Ek moet net eers gou gaan kyk na daardie gort wat ek gister gemaal het, sê hy vir homself en draf by die trap op. Maar in sy haas trap hy so hard dat die hele meul omtrent skud. Uit die houtvloer bokant hom sif 'n wolk wit fyn meelstof oor hom en sy bruilofspak is spierwit. Ag nee, sê hy en kyk na sy baadjie met die meelstrepe. Iemand hamer op die deur onder en sê, vriend, hy moet vinnig kom. Stoffie, is jy reg? Ons moet gaan. Stoffie sug en hy loop mismoedig by die trap af. Toe Christian hom sien, gaan hy aan die giggel. Ou stofjas, sê hy, vol stof gewerk en vol stof gekerk. Hy haal sy skoon sakdoek uit en probeer sake regstel. 'n Wolkie fyn meel dwarrel op, hang 'n oomblik in die lug en gaan sit weer op snorbaard, stert, kuspak en knoopgat se rykertjie. Die twee muise kyk na mekaar en bars uit van die lag. Die troue moet om 12 uur plaasvind en Stoffie en Christian kom net betyds daaraan. Mevrou Appel probeer ongemerk om die bruidegom en die strooijonker af te stof, maar dit help nie veel nie. Op laas sien ou mevrou Oetroos, Poppie se ouma, die bruid en haar blomme meisies, deur die lang gras aankom. Al die koppe draai om die bruid dop te hou, toe sy aangestap kom. Oupa Woelmeis, wat gevra is om die seremonie waar te neem, staan op en sê, Poppie Oetroos, het jy vervlore steenmeel lief, en sal jy hom tot in lengte van dae lief hê en vir hom sorg? Poppie beloof dat sy dit sal doen. Ek sal, sê Stoffie. Mevrou Appel snuif haar neus. Al die muise juig en skree toe Stoffie sy bruid soen en die bruidsmeisies strooi mandjies vol blomblare oor die gelukkige paartjie. Omdat niemand kan stil sit nie, dans hulle eers jolige goed soos die horrelpyp en die rielse kadriel. Meneer Appel stel 'n huildronk in. Op die bruid en die bruidegom mag hulle sterte lank word en hulle oë blink en mag hulle enigste probleme kleintjies wees. Dadelik word die vlot deur die krag van die water tot in die middel van die stroom gesleer en die klein muisies piep ontsteld, maar toe lyk dit asof hulle niks verder kan doen as om net te jolijt nie. Saggies dryf die vlot verby velde vol botterblomme en teeblomme en die muise wat die vure in die pottebakkery se oonde stook, storm uit om vir hulle te kom wuif. Uiteindelik kom die vlot tussen 'n klomp bissies en vergeet my netjies tot stilstand. Die toue word weer vasgemaak en die dansery gaan voort. In die laat aand sonnetjie stap die muise terug deur die velde. Hulle lyk tog te deftig in hulle bruilofsklere. Eers neem hulle vir oupa Woelmeis terug na sy blyplekkie en toe kry hulle almal die een na die ander koers huis toe. Doodmoeg, maar gelukkig gaan klim hulle in die bed. En wat het van Poppie en Stoffie geword? Die tweekies het stilletjies weggeglip na die bos en daar weggesteek tussen die lang gras en die varings, die rose en die kanverfoelie in hulle eie huisie wat hulle vir hulle uitgesoek het hulle rustig gaan lê en slaap. En fluit, my storie is uit, maatjies. Tot 'n volgende keer. Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.